Goeiemôre en weer eens baie welkom saam met ons by ons oggendoordenkings tyd, nog 'n week. En ja, ons is in die Psalms. Ek dink jy weet dit nou en ek nooi jou, ek sê lees verder, lees weier want ek moet net 1 of 2 versies van 'n Psalm gebruik en dan skiep ek ook nog Psalms. So, lees weier, geniet die Psalms in hierdie wintertyd. Psalm 9 vanaf vers 10 tot 11. Hoor hierdie mooi. So mooi. Hy sê: "Die Here sal 'n toevlugsoord wees vir die onderdrukte, 'n toevlugsoord in tye van nood. Wie u naam ken, kan op u vertrou, want u laat hulle wat u soek nie in die steek nie." Here, 'n toevlugsoord. Ons ken dit nie. Ons is nie so groot geword nie. Ons het gemak in ons lewe, ons het karre met aircon en al hierdie goed en ons is nie op reis nie. 'n Toevlugsoord was 'n plek waar as jy op reis was in die antieke tyd, so dis kamele, dis stof, dis dors, dis son, dis warm, dan 'n toevlugsoord was soos Elim waar daar hierdie 70 palmbome was en hierdie 12 fonteine was, en as jy daar aankom, dan het jy koelte en water en kos en jy rus en is, wow. Hy sê, die Here is vir my 'n toevlugsoord. Mens, mag die Here vir jou elke oggend 'n toevlugsoord wees. Die plek waar jy net afpak. Die plek waar jy alles vir hom gee. Die plek waar jy krag kry. Die plek waar jy water drink, koelte kry, weer krag kry om verder te gaan op hierdie journey. Hy sê, die wie u naam ken. Kan ek hier stil staan en sê, dis nie net ken, ja, ek weet van die Here, ek ken van Jesus en ek nou en dan in die kerk en ja, ek ken jy. Nee. Hierdie ken is intiem ken. Kan ek gou weer vra? Hoe goed ken jy die Here? Ken jy hom net so skietgebedjies? Hoe word jy stil en sê, Here, ek wil U ken. Ek wil U verstaan. Ek wil U naam ken. Ek wil U karakter ken. Ek wil weet wat move U. Wat is U hart? Wat excite U? Wat maak U bly as ek wat doen? Excited U. Mens, ek leer daai goed van die Here. Wat geniet die Here as ek wat doen? Hierdie oordenkings, hoe harder ek dit voorberei, hoe meer ek aan werk, hoe meer geniet die Here dit. Hoe meer ek bid en hom vra, Here, wat moet ek sê? Hoe motivate ek die land? Hoe motivate ek Afrikaners om U voluit te ken? I love it. So, hoe meer ek hom ken, hoe meer kan ek na hom toe gaan met my toevlug? Hoe meer kan ek op na hom toe soek? Sal hy my nooit in die steek laat nie. So mens, hy is jou toevlugsoord, maar jy moet hom ken. Jy moet die pad ken na die toevlugsoord toe. Jy moet die pad ken na die party plekke sê het, God is my grot, my wegkruipplek, hy is my hoë berg, is alles hierdie antieke taal van, as jy op 'n moeilike journey is, dan moet jy weet waar is die fonteine, waar is die koelte, waar is die grotte, waar is die skuilings, en al jy het weet is, jy moet dit ken. Jy moet hom ken. So kom ons bid dit, dat ek en jy hom ken, dat hy homself van ons sal openbaar, dat ons meer intieme revelations, openbarings van hom sal kry in ons lewens. Kom ek bid dit saam. Hemelse Vader, ons wil U ken, en dis nie goedkoop woorde nie, Here, ek bedoel dit, ek wil U ken. Ek wil U hart ken, ek wil U hartklop ken, ek wil weet wat maak U bly en wat maak U hartseer. Ek wil weet, wat wil U hê moet ek doen vandag? Ek wil U ken, Here, ek wil die suising van die stem ken, die bries, die wind wat waai, ek wil die Gees ken, waar die Gees werk en beweeg, ek wil U ken, Here. Here, want dit is waar krag lê, vreugde lê, blydskap lê, dis waar lewe lê, U is die lewe, en om U te ken, Here, is 'n toevlugsoord in ons moe lewe, in ons gejaagde lewe, in hierdie verskriklike onregverdige wêreld waarin ons leef, is U 'n veilige toevlugsoord. Ons wil U ken, Here. Dis waarom ons doen wat ons nou doen. Ons wil U ken, ons wil tyd met U spandeer. Ek het U lief, Here. Dankie hiervoor. In Jesus naam. Amen. Liewe gemeente, ek sê dit die hele tyd. Hierdie was 2-3 minute. Gaan bid nou. Gaan spandeer tyd met hierdie skrif. Jy wil hom ken. Jy leer nie iemand ken in 2-3 minute nie. Gaan spandeer tyd met hom. Gaan ken hom. Sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.